Goeiemôre liewe gemeente, dit is Shirlies hier vanoggend van Eysterplaat en ek is dankbaar dat ek vanoggend weer saam met julle kan kuier. Ek wil graag vanoggend iets uit my eie persoonlike lewe met julle deel en saam ontdek hoe God ons uitdaag in hierdie tyd wat voorlê. Kom ons maak ons oë toe en dan begin ons weer saam te bid. Here, ons kom vanoggend met dankbare harte na U toe. Ons is dankbaar vir hierdie nuwe dag en vir die voorreg om as gemeente saam te ontdek wat U vir ons wil leer. Ons wil dankie sê dat ons nie alleen hoef te stap deur hierdie lewe nie, maar dat ons omring is elke dag met U Gees en dan ook ons medegelowiges. Here, ons wil U eer en U loof vir wie U is, U goedheid, U getrouheid, U genade, wat elke dag nuut is. En Here, dan wil ons bid dat U vanoggend op 'n besondere manier in ons midde sal werk, in ons harte sal werk. Here, maak ons harte oop om U woord te ontvang. Nie net om te hoor wat gesê word nie, maar ook om uit te leef. Wanneer ons hierdie preek en hierdie boodskap en hierdie teks prakties in ons lewens wil maak. Ons bring elke persoon, Here, wat vandag luister en in die kerk is, op U. Here, U ken ons harte, ons pyne, ons vreugde, ons bekommernisse. En ons vra dat U sal vertroos waar hartseer is en genesing sal bring waar pyn is. Here, ja, maak ons gedagtes glashelder sodat ons kan luister na U stem. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Psalm 63 en die opskrif daar is: Ek bly altyd naby U. 'n Psalm van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die Juda-woestyn. Vers 1 tot 8: Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Soos ek gesê het, wil ek graag vir julle innooi in 'n klein deel van my eie lewe. En die woord wat ek vanoggend op wil fokus is die woordjie soek. Ons lees in vers 2, Dawid skryf: Ek soek na U. My dogtertjie is nou 2 jaar en 7 maande. En ek spot altyd en sê, sy het van geboorte af besluit, jy wou mos my gehad het, nou gaan ek nie jou uitlos nie. Ek weet, baie mamas sal verstaan waarvan ek praat, maar as ek moet uitgaan, kan ek haar nie eers groet nie. As ek die huis wil verlaat, moet ek regtig net soos mis voor die son verdwyn. Ek moet letterlik wag totdat sy afgelei is deur iets of deur iemand, stilletjies by die deur uitglip en hoop sy sien my nie. En dan wanneer ek weg is, wonder ek heeltyd of sy okay is, of sy my dalk soek, want as sy my sien loop, as ek dit nie stilletjies doen nie, weer klink die hele huis van een sin. Ek soek my mamma, ek soek my mamma. My man se maale het so rukkie gelede na die kinders gekyk en al wat my skoonpa gesê het toe ons terug is, Lisa se gunsteling woorde is: ek soek my mamma. Ek het gewonder of dit ooit gaan verander en of dit normaal is. En ek dink ek kan al met volle selfvertroue sê ons is daar nie, maar hierdie week kon ek vir die eerste keer vir haar sê, mamma gaan net gou ry. En dan kom ek weer terug. Dit het gelyk asof sy verstaan. Maar iets anders het begin gebeur in hierdie tyd. Wanneer ek terugkom, sê sy vir my, mamma, ek het jou gesoek. Ek het jou gesoek.
En hoe min ek dit geniet het, dat ek feitelik nêrens kon gaan sonder haar nie, is hierdie vir my die mooiste woorde. Sy sê nie, hoekom het jy gegaan nie? Sy sê nie, waar was jy nie? Sy sê nie, ek is kwaad vir jou nie. Sy vertel eenvoudig wat er in haar hart aangegaan het, terwyl ek weg was. Mama, ek het jou gesoek. En toe lees ek Psalm 63, ek soek U, o God. Ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land. Vanoggend wil ek vir jou vra, wanneer laas kon jy eerlik vir God sê, ek het U gesoek? Het is belangrik om te verstaan waar Dawid was toe hy hierdie woorde geskryf het. Hy sit nie in 'n paleis of op 'n troon nie, hy is in die woestyn. Waarskynlik op die vlug vir sy eie seun Absalom. Alles in sy lewe is te mekaar. Hy weet nie hoe môre gaan lyk nie. Hy's moeg, hy's onseker, hy's seer en tog begin hy nie deur vir God te vra om sy probleme op te los nie. Hy begin nie deur te bid vir oorwinning oor sy vyande nie. Hy begin nie eers deur te vra vir veiligheid nie. Hy sê net ek soek U. My siel dors na U. Dis asof hy geweet het hierdie is die enigste plek. Die enigste iets wat hom kan red, kan help. Dat dit die beginpunt is. My pa het altyd vir my gesê, as ek gesê het, ek soek iets, ek soek nuwe tikkies, ek soek 'n selfoon, of ek soek iets wat ek verloor het, dan sê hy, jy sal moet begin soek, want jy gaan lank soek. As daar een ding is wat waar is van elke mens, dat ons almal soek. Ons is soekend, ons soek geld, erkenning, ons soek liefde, sekuriteit, rus, doel. Ons lewe is omtrent 'n soektog. En die woestyn leer ons om te verlang. Ek dink een van die moeilikste dinge vir ons as Christene is wanneer God stil voel. Wanneer ons in 'n woestyntyd in ons eie lewe is en ons wonder, waar is God? Hoekom klink alles so stil? En ons is mos redelik goed daarin om vir God raak te sien en om te eer en te prys wanneer dit goed gaan, maar wanneer ons self deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer alles voel of dit in mekaar instort, dan sien ons hom nie, want ons soek hom nie. Maar ek en jy kan vir God soek omdat hy vir ons eerste gesoek het. Net nadat Adam en Eva gesondig het, lees ons nie dat God weggehardloop het nie. Hy stap die tuin binne en hy vra, waar is julle? Nie omdat hy nie geweet het nie, maar omdat hy met sy hart na sy kinders verlang. Jesus sê in Lukas 19, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek en jy moet hom soek. Ek dink nie Lisa gaan eendag onthou dat sy hierdie woorde gesê het nie, maar ek gaan dit nooit vergeet nie. Mamma, ek het jou gesoek. Ek wonder hoe dit God se hart laat voel wanneer een van sy kinders na 'n besige week, na al die vergaderings, al die sport, al die stres, al die skool drop-offs, al die bekommernisse, uiteindelik stil word en sê, Here, ek het U gesoek. En dan glo ek, die Here gaan nie antwoord met verwyte nie, maar met oop arms, met vreugde, met liefde, want niks maak 'n ouer se hart so bly, soos 'n kind wat verlang om naby aan hom te wees nie. En dalk is dit vanoggend God se uitnodiging aan ons, nie om hierdie week harder te werk nie, nie om meer godsdienstig te wees nie, maar om weer mense te word wat verlang. Mense wat kan sê, Here, voordat ek antwoorde soek, voordat ek na geld soek, voordat ek na oplossings soek, soek ek na U. En mag ons, wanneer ons eendag voor hom staan, ontdek dat die een na wie ons die hele tyd gesoek het, ons met oop arms inwag. Nie net eendag nie, maar ook nou. Amen. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en dink 'n bietjie na aan ons eie lewe.
en hoe dit sal lyk as ek en jy van vandag af soek na God. Here, dankie vir u woord wat ons vandag kon hoor. Dankie dat u steeds met ons praat, ons leer, ons teregwys, ons bemoedig. Dat u beloftes vas staan en dat ons op u kan vertrou, ongeag van wat voor lê, ongeag hoe die situasie in ons eie lewe lyk, of dit nou goed gaan en of dit sleg gaan. Here, ons gaan vandag weer uit in die wêreld. Help ons om soekende mense te wees. Nie na die wêreldse dinge nie na die aardse goed nie, maar na u. Soos wat Dawid in Psalm 63 gesê het, ek soek, ek dors, ek smag na u. Amen. As jy graag 'n bydrae wil lewer aan Sonnekus Gemeente, kan jy op www.sonnekusgemeente.co.za gaan. Daar sal jy die EFT besonderhede kry en ook die SnapScan en Zapper scan fotootjies. Jy is welkom om daar 'n besoek af te lê om 'n bydrae te lewer. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het en ek hoop almal het 'n baie mooi Sondag.